Welkom almal. Vandag duik ons in 'n baie spesiale draaiboek wat die hele idee van die einde heeltemal op sy kop draai. Jy sien, in hierdie storie is die einde nie 'n bestemming nie, maar 'n simboliese reis. Dis 'n verhaal wat ons almal uitdaag om te dink oor finaliteit op 'n manier wat jy dalk nog nooit van tevore gedoen het nie. So kom ons spring sommer dadelik weg. Alles begin met 'n enkele woord, amper soos 'n fluistering, kraai. Dis nou die Serviese woord vir die einde. En dadelik, sommer met daai een woord, voel jy hierdie geheimsinnige, diep, pynsende atmosfeer. Dit gryp jou en laat jou dink, wat beteken die einde nou eintlik regtig? En dit mense bring ons by die kernvraag van die hele verhaal. Die draaiboek vra ons om ons eie idees oor finaliteit bietjie te bevraagteken. Is die einde regtig 'n absolute stop, 'n muur waarteen ons almal vasknal? Of kan dit dalk iets heeltemal anders wees? Miskien 'n oorgang? Goed, so kom ons ontmoet ons hoofkarakter. Sy naam is Kay. En Kay is in groot moeilikheid. Hy is heeltemal verlore, uitgeput en vasgevang in heeltemal desoriënterende doolhof wat heeltemal uit glas gemaak is. Elke enkele oppervlak weerkaats net sy eie verwarring terug na hom toe en dit versterk net daai gevoel van totaal en al vasgevang wees. Die atmosfeer is net swaar. Dis onderdrukkend en die enigste geluid wat hy hoor, die enigste konstante ding, is die sagte, onhoudelike getik van 'n horlosie. Tik, tok, tik, tok. Jy weet, daai geluid is 'n konstante herinnering dat sy tyd besig is om uit te loop. Dit dwing hom om sy situasie in die oë te kyk en die einde wat al hoe nader kom. Maar, en hier is wat dit interessant raak, K is nie so alleen soos wat hy dink nie. Soos hy dieper en dieper in hierdie glasstoel of ingaan, begin daar allegoriese figure in die weerkaatsings verskyn. Hulle is nie fisies daar nie, maar glo my, hulle rol in sy reis na begrip is absoluut deurslaggewend. So, kom ons kyk gou wie is wie in hier allegorie. Eerstens het ons natuurlik vir K, die soeker, die een wat desperaat is vir antwoorde. Dan is daar GJ, hy is die gids, 'n baie misterieuse entiteit wat in die weerkaatsings van horlosies verskyn. En laastens het ons vir RAJ, 'n stem wat jy nooit sien nie, maar wat bestem is om die finale groot waarheid te openbaar. Jy kan gee vir K sy eerste baie kriptiese leidraad. Terwyl K so na die horlosie staan en staar, hoor hy 'n stem wat sê, die einde is in ons. En dis die eerste glookwenk, né? Dit sê vir hom die antwoord waarna hy soek, gaan hy nie iewers buite in die doolhof kry nie. Nee, hy moet dieper kyk, binne in homself. Nou ja, en dis hier waar die storie regtig fascinerend raak. Die reis is nie meer net 'n fisiese stryd om uit 'n doolhof te kom nie. Dit word nou 'n kopkrapper, 'n intellektuele, linguistiese legkaart. Om sy pad uit te vind, moet K die ware betekenis van daai een woord wat hom vasvang, ontsyfer. So onthou julle daai Serviese woord, kraai, K-A-J. Hierdie 4 letters vorm letterlik die mure van sy gevangenis en is die hart van sy raaisel. So wat doen hy? Hy begin hierdie letters een vir een op die glasmure skryf, op soek na 'n dieper betekenis wat hy heeltyd miskyk. En dan, uit die stilte, kom die deurbraak. Daai onsigbare stem van RAJ fluister die antwoord, kraai, RAJ, RAJ. As jy dit vertaal, beteken dit, die einde is paradys. Net daardie een sinnetjie. En in daai oomblik verander alles. Kyk net hoe slim is dit. Die openbaring is letterlik binne in die woord self. Binne die woord kraai lê die woord raj wat paradys beteken. So die einde self bevat die saadjie van 'n wonderlike nuwe begin. Die antwoord was reg voor sy oë die hele tyd, weggesteek in daardie 4 letters. Hierdie aha oomblik verander nie net hoe K oor die woord dink nie, dit verander sy hele begrip van tyd. Daai meedoenlose getik van die horlosie, wat eers vir hom soos 'n finale aftelling geklink het, wel, skielik kry daai klank 'n heeltemal nuwe betekenis. Kom ons kyk gou na hierdie verskywing in sy denke. Voorheen was middernag, die 12de uur, vir hom 'n absolute finale einde, game over. Maar nou sien hy dit anders. Die horlosie stop nie by 12 nie, of hoe? Dit beweeg aan na 1 uur. So die einde van een siklus is doeteenvoudig die begin van die volgende een. 12 word 1. Sy gids, JK, bevestig hierdie nuwe insig. Die stem sê nou vir hom, die einde is net 'n verandering. Dis nie uitwissing nie, dis transformasie. Dis 'n skuif van een toestand na 'n ander, presies soos middernag verander in die oggend. En met hierdie nuutgevonde wysheid begin die fisiese wêreld rondom K te verander. Sien jy, sy insig is nie net 'n abstrakte gedagte nie,
Dit het die werklike, tasbare mag om die mure van sy eie glasgevangenis letterlik af te breek. En dan is daar die oomblik van bevryding. Die glasmure wat hom eens so vasgevang het, word eers deursigtig en dan spat hulle uitmekaar. Ligstrome soos die son opkom en daai onderdrukkende doolhof maak plek vir 'n wye oop pad vorentoe. Jake gee vir hom 'n laaste, kragtige boodskap wat eintlik die hele allegoriese reis perfek opsom. Die stem sê, die einde is net 'n deurgang. Dis nie 'n muur nie, dis 'n poort. Dis nie 'n finale punt nie, maar 'n oorgang na iets heeltemal nuuts. En dit laat ons met 'n laaste, uitdagende vraag om oor te dink. In die draaiboek is die antwoord paradys, maar vir elkeen van ons kan daardie antwoord dalk heeltemal anders lyk. As ons die einde nie as 'n stop sien nie, maar as 'n deurgang, waarheen kies ons om te gaan? Dit is die diepgaande vraag waarmee hierdie verhaal ons los.